Ok, hallo julle. Gaan dit? Daar kom julle. Ek voel julle so 'n bietjie deel van my fanklub. Want ek as julle my sien as net smiles, dan voel ek wil hier staan. Verstaan jy? So, ek waardeer julle excitement altyd om my te sien. Ja, julle mag. Daar's so scene in Pirates of the Caribbean. Ek weet nie of julle al Pirates of the Caribbean of ek's 'n groot Pirates of the Caribbean fan. Daar's ook een deel waar Jack Sparrow net uit die Davy Jones locker uitgekom het. En almal wil hom net gebruik. Almal wil hom net verkoop of ruil vir ietsie, maar niemand hou van hom nie, maar hulle wil hom nou verkoop. Toe vra hy vir almal, hoor jy, het iemand nie net my kom uit Davy Jones locker uithaal omdat julle my mis? Toe steek die twee ander ouens hulle hande so op en hy sê toe nie, hy gaan daar by hulle staan. So, ja, wat my daar dink. Ok, julle, so vanaand wil ek bietjie met julle gesels. Ok, so ek wil die uitstap vanaand. Ek gaan bietjie recap, soos Dennis nou genoem het van laasweek. Ek gaan so bietjie recap en dan gaan ek wil dan 'n lekker gesels met julle hê rondom die evangelie, rondom die vergifnis van sondes en hoe dit werk en wat daar gaan. Ek gaan dalk 'n bietjie van my storie vir julle vertel en dan gaan ek 'n bietjie praat oor geloof. Ek gaan 'n bietjie praat oor die rol van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in jou redding. Ek gaan so 'n bietjie praat oor ja, 'n cool beginsel wat ek nie nou vir julle gaan weggee nie. En dankie Cecilia. Tot praat met jou. Ja, wat? Ja. Ja, en dan gaan ek 'n bietjie daar's 'n paar implikasies van die evangelie. Dan gaan ek 'n bietjie praat oor hoe jou status verander het. En dan gaan ek 'n bietjie gesels oor wat dit beteken om 'n nuwe natuur te hê en nie sonde bewus te wees nie, maar Christus bewus te wees. Okay, is julle gereed? Ja. Okay. Die wat laasweekie was, het julle vra of het julle 'n bietjie gaan dink oor die sonde? Het julle beleef wat ek gevra het laasweek? Het julle daar gesien in julle lewe? So, kom ons hardop gou oor dit weer, né? Sonde is die onvermoë, ek wil dit definieer vir julle. Sonde is die onvermoë om op te leef tot God se morele verwagting in wat jy dink, in wat jy doen, jou gesindheid en jou natuur. Ok, van jou. So wat gebeur het is, hier kom die Here, hy skep die aarde en die heelal, en hy skep die mens om te heers oor sy heelal, en hy dit demonstreer dat God omgee vir sy wêreld en sy omgewing. Daarom maak hy mense om oor dit te versorg, en hy gee vir hulle ietsie wat hy ook het, vryheid, gee hy vir hulle. Hy gee vir hulle die vermoë om teen hom te kies, sodat hulle keuse vir hom eg kan wees. Maak dit sin? For them to be free in their obedience, they need to be free to disobey the command of God. Okay. So in hulle vryheid moet hulle hom kan kies, net soveel soos wat hulle teen hom kan kies. As hulle net hom kan kies, dan is die keuse nie waarlik vry nie. Maak dit sin? En hulle kies toe teen hom. En met daai keuse teen hom het hulle nie opgeleef tot God se morele verwagting nie. God het die morele verwagting gestel en in daai oomblik het sonde ingekom en dit het hulle natuur beïnvloed. Okay? So hulle natuur, hulle DNA word beïnvloed. Hulle het 'n neiging om die verkeerde ding te wil doen. Okay. Wonderlik. Sal okay, dit is 'n uitspreker. Okay. En daai natuur het 'n invloed op hulle gesindheid, hulle gedagtes, hulle motiewe,
hulle gedrag en onthou julle wat ek gesê het, hulle storie. Onthou julle daai storie konsep wat ek van gepraat het, né? Nou die storie konsep in 'n ander terme kan mens noem, mens kan sê dit is wêreldbeskouing. In Engels is dit worldview, okay? In 'n worldview of 'n wêreldbeskouing is daar 'n klomp fundamentele vrae wat jy jouself moet vra. Okay? Jy moet jouself vra, wat is jou ultimate realiteit? Wat is die grootste en belangrikste ding vir jou? En dit word nie geantwoord deur wat jy sê nie. Jy moet kyk na jou lewe, jou storie, om te weet wat is vir jou die belangrikste ding. Okay? As jy 'n besigheid het en jy spandeer al jou geld op nuwe voorraad, maar al jou personeel is onderbetaal, wat is vir jou belangrik? Nee, natuurlijk is my mense vir my belangrik. Nee, is nie belangrik. So het gaan oor hoe jy leef, wat hierdie vraag antwoord. Kijk, die eerste vraag is, wat is jou ultimate ding? He? Die tweede vraag is, wat is die natuur van jou omgewing? Okay, nou die vraag is moeilik om te antwoord, maar kom ek antwoord om vir jou eenvoudig. Jou omgewing is geskep, dit behoort aan God. So dit beteken, alles waarna wat jy mee deel om jou, jy moet jouself vra, is jy besig om mooi te kyk na jou omgewing, asof dit Godsin is? Want as jy nie dit doen nie, dan glo jy nie dat die skepping Godsin is. Jy glo miskien dat daar is deur kaas, of dat het maar net bestaan, of soos. Die derde ding is, wat is 'n mens? Is 'n mens 'n evolved dier, of is 'n mens anders as 'n dier? Die Bybel sê, 'n mens is anders as 'n dier. So hoe hanteer jy mense? Soos diere, gooi hulle allemaal in 'n kraal, bind hulle op, slag hulle? Nee, verstaan jy? So mense is anders as diere. Okay? Die ander ding is, wat jy moet antwoord is, wat is reg en verkeerd? Hoe weet jy wat is reg en verkeerd? Okay? Ander vraag is, wat gebeur na die dood? Dis nog 'n vraag. En jou leefstyl gaan dit bepaal. Kom ons sê, daar is niks na die dood nie. Daar bestaan niks na die dood nie. Hoe gaan jou lewe lyk? Ja? Jy gaan, soos daai liedjie gaan, ek dink is Koos Kombuis of iets wat daai liedjie geskryf het. Leef holderste bulder, want die vis wag op die solder. Okay? Dit is, die realiteit is maar skadu teen die muur, verstaan jy? Dit is, jy gaan nie leef verantwoordelik, want dit maak nie saak of jy doodgaan. So dit is belangrik, as jy na jou leefstyl kyk, moet jy jouself vra, glo jy regtig as lewe na die dood? Glo jy regtig dat die skepping in God behoort? Maak dit sin dat ek wil sê? Nog 'n ding is, wat is waarheid? Dis nog 'n ding. Wat jy glo van waarheid en of jy dit waardeer, het ook 'n ding also leefstyl. Okay. So, in Genesis 1, wanneer hy sê, God skep, and God created, dit beteken dat die ultimate is God. Die natuur van die omgewing is geskep. En toe sê hy, let us make man in our image. So die mens, wat is 'n mens? 'n Mens is nie 'n dier nie, en is iets wat in God se beeld geskape is. En toe sê hy, let us, toe sê hy, kom ons sit 'n boom in die tuin. En wat is daai boom se naam? Die boom van die kennis van goed en kwaad. Daar weet ons wat is reg en verkeerd. God sê vir hulle wat is reg en verkeerd. Kan jy sien hoe diep vraag antwoord Genesis? Aan die begin sê hy ook, en aan die begin het God geskep. So hy sê dat tyd, daar's 'n nog 'n wêreldbeskouing vraag wat gesê, wat is die betekenis van geskiedenis? Want baie wêreldbeskouing, soos in die Hindu wêreld, glo dat geskiedenis is circular, verstaan jy? Jy lewe, jy gaan dood, jy kom terug, volgende lewe, jy gaan dood. Daar's nie 'n rigting waarin die geskiedenis beweeg. Alles is deeltyds ook, né? Maar die Bybel is duidelik, daar was 'n begin, en daar gaan 'n einde wees. Maak dit sin? So die Bybel antwoord hierdie diep vraag. En een van die diep
dinge waarmee ons struikel in ons storie is hierdie ding, hierdie wêreldbeskouing. En die Bybel aan die heel begin spreek van. So jy moet jouself, jy moet kyk na jou lewe. En jy moet jouself vra, maar leef jy asof God die ultimate is? En as God nie die ultimate is, wat is die ultimate? En moenie nou hier kom Bybelse antwoorde gee en alles nie. Jy moet ernstig na jou lewe kyk. Maak het sin? Iemand wat ons vat 'n voorbeeld. Ons sê hy huwelik kry swaar na sy egskeiding. En die man sê, is 'n voorbeeld nou net hierdie, né? En die man sê nee, hulle wil nou terugkom by mekaar. En wat ek sal doen met so 'n man is ek sê, okay, kom na die mannegroep toe op 'n donderdagoggend. Kom na hierdie plek toe, na daai plek toe, né? En soos as ek so iemand nooi, dan kyk ek of hulle waarlik committed is om daai pad mee te stap. Maak dit sin? So nou, as iemand dit nie doen nie, en hy is nie committed om daai pad te stap, om te herstel nie, is hy dan regtig ernstig oor dit wat hy wil bring? Nee. So dit wat jy sê, en dit wat die waarheid is van jou lewe, is twee verskillende goeders. Jou storie is nie wat jy sê. Dis wanneer jy kyk na jou lewe, en jy vra jouself, glo jy dat God is die ultimate? Glo jy dat die wêreld om jou, jou geld, jou kar, jou omgewing, regtig aan hom behoort? Né? Glo jy dat mense om jou is waardevol, soos die Here hulle geskep het? Insluitend jou vyande. Okay? Glo jy waarlik dat die Here vir ons 'n maatstaf gee aan wat reg en verkeerd is? Hoe bepaal jy wat is reg en verkeerd? Ek het gedeel met mense nou die dag. En baie keer as jy in die kerk is, dan neem jy aan iemand weet dat seksuele immoraliteit is seksuele immoraliteit. Maar iemand praat so en hulle praat so nonchalant oor, nee, hulle het nou met daai ene geslaap en toe slaap hulle nou met daai ene en toe dink hulle nee, Jesus, daai ene dalk. En hulle verstaan nie wat se probleem is. En ek dink toe hierdie persoon weet regtig nie. Weet regtig nie wat reg en verkeerd is in hierdie geval. Verstaan? So jou leefstyl natuurlik bewys dan dat jy nie 'n duidelike morele kompas het. Maak dit sin? So mense kyk na jou lewe, vra jouself wat aangaan. Want as jy in die sonde loop, in die morele verkeerd loop, in die onvermoë om God te behaag, in daai area loop, dan verdryf dit jou weg van jou Skepper af. En daai verdryfing weg van jou Skepper af skep verwarring in jou identiteit. Jy weet nie wie jy is nie. Jy weet nie hoekom is jy hier nie. Jy weet nie wat jy moet doen met jou lewe. Verstaan jy? Want jy's verwar, want jy's weg van jou Skepper af. Ek praat met baie jong mense partykeer, dan sê ek vir hulle, of jong kappels, né? Dan is die man, ek het met so 'n kappel gewerk, dan is die man in Rustenburg, maar die vrou en die kinders is hier Pretoria, né? Vir 2 weke, dan kom hulle terug, en dan sê hy, nee, die kinders en die ma moet nou terug gaan na hulle ouers toe, want hy het nou 'n ander werksgeleentheid gekry, en dan sy daai kant toe, dan is hulle nou weer saam, en verstaan jy? En toe, nou vra vermoed jy, is jou vrou en jou gesin se omgewing en se groei vir jou belangrik? Natuurlik, yes, dit is ek so lief vir hulle, verstaan jy? Maar die volgende vraag is dan, wat is liefde? Verstaan jy, is dit abusive? Want party mense sê, in die naam van liefde, abuse hulle mense. Verstaan, ek doen nie want ek is lief vir jou. Dit is bad. Maar waar is hulle morele kompas? Waar weet ons wat is reg en verkeerd? Het jy geweet dat die Bybel is een van die goed wat lande beskerm van hulle self af? Verstaan jy? Want sonder die Bybel gebeur goed soos wat in Duitsland gebeur het, in die Tweede Wêreldoorlog. Verstaan jy? Die Bybel is 'n ding wat die mense herinner van 'n morele kompas. Die grootste rol van pastore in hospitale byvoorbeeld is ethical
Verstaan, daar's die hospitale kan enige iets regverdig wat hulle doen met hulle pasiënte. Tensy 'n geestelike autoriteit kom sê nee, daar's 'n morele probleem met wat julle hier doen. Verstaan? Dit gebeur in Amerika, né? En in Suid-Afrika ook. Aborsies is wyd en verspreid, né? Maar wie staan op en sê lewe begin met conception? Wie sê dit? Die Christene. Verstaan jy? So mense, jy gaan moet kyk na jouself en as jy verwarring beleef in jou identiteit en daai tipe goeders, moet jy vir jouself vra, Here, kom praat met my deur die woord, kom vestig daai ding, kom herstel die verhouding tussen my en U. Okay. Jy sal sê dit? Enigste ding wat Yes. hy is reg wat die planlyn. Yes. Amen. Ek hou van die planlyn idee. Ja. Dis 'n profeet. Dis 'n profetiese boek. Wat 'n boek is dit? Ja, dit is ook dit. Okay. So, jy beleef verwarring. Jy met sonde beleef jy ook vervreemding van jouself af. Jy staan in die spieël en jy hou nie van wat jy sien. Verstaan jy? Jy sukkel om jouself te aanvaar. Jy beleef skaamte, jy beleef 'n swak selfbeeld, vrees. Dis jy word eers vervreemd van jou Skepper en dan beleef jy vervreemding met jouself. Okay. Dit is vir my altyd so eienaardig dat jong mense baie keer hulle self seermaak, né? Hoekom is dit ewen 'n ding? Hoekom maak mense hulle self seer? Verstaan jy? Dis presies daai ding. Vervreemding van jouself. Okay. En die derde ding is jy beleef baie keer vervreemding sosiaal, né? Jy sukkel sosiaal of jy beleef seer, daar's egskeiding wat potensieel in jou lewe gebeur, daar's mense maak mekaar seer, mense jok vir mekaar, al daai tipe goeders. Yes. Okay, cool. Ek onthou die prentjie, maar ek weet is 'n profeet gewees. Maar jy beleef sosiale vervreemding. Adam en Eva, wat het hulle gedoen met die sondeval? Hulle het vinger gewys op mekaar. Eva het gesê, nee, dis die slang. Adam het gesê, dis die vrou en jy het die vrou vir my gegee. En wat het hulle kinders gedoen met mekaar? Vermoor. En jy sien hoe sosiale vervreemding ingekom het met die sondeval, né? En dan kom daar 'n vervreemding van die wêreld, né? As ek een van julle nou in die Kalahari woestyn gaan gooi en ek los jou daar vir 3 weke, wat gaan met jou gebeur? Iets gaan jou doodmaak. Jy gaan nie meer 'n vetplant wees. Nee. Jy gaan nie meer 'n vetplant wees nie. En jy gaan hoop jy is 'n vetplant dat jy vog uit die lug kan trek, weet jy? Maar nee, ons is vervreemd van die wêreld af. Die wêreld is nou 'n gevaar vir ons. Ons sukkel om die wêreld te oorheers baie keer. Al hierdie tipe goeders is wat sonde in jou lewe inbring. So net 'n vinnige recap. Ek het vir julle 'n paar vrae gevra laasweek. Ek gaan die vrae weer vra net om julle te verfris en dan gaan ek in die boodskap in. So as jy, wie van julle het al gesukkel met jou verhouding met die Here? Okay. Wie van julle het al verwarring beleef oor jou identiteit of jou doel op die aarde, soos jou purpose? Okay. Wie van julle het al vervreemding met jouself beleef of nie van jouself gehou nie, selfbeeld, skaamte, onsekerheid, vrees, daai tipe goed opbeleef. Okay. Insecurity. Okay. Toch is dit dan. Wie van julle het al gesukkel in verhoudings, miskien met ouers, kinders, huweliksmaats, egskeiding, leens in verhoudings, oneerlikheid, alleenheid, dit voel of ek het so koop, so alleenheid, vrees vir mense, gevoel van dat jy nie uitpas nie, onwelkom gevoel al, okay, wie van julle het al nie vry gevoel nie,
Wie van julle het al gesukkel wie van julle was al in 'n ongesonde verhouding? Ja, toe net 10 jaar was. Wie van julle was al selfsugtig? Julle was so 'n bietjie hesitant soos dit sê. Wie was al selfsugtig? Ja. Wie was al aan die ontvangkant van selfsug? Hulle was nou baie blik eager nou gewees. Ja, ek sien dit ja. Anyway, so wie van julle het al gesukkel om 'n goeie rentmeester te wees van jou kar? Wie sukkel om 'n rentmeester te wees van jou eie kar? Skoon te hou, tyres, al die goeders, ja. Ek sukkel nou nog. Ai, okay, ja. Ag nee, ja. Okay, voordat ek 'n toddlersaurus Rex in die huis het, is dit nogals 'n challenge om die kar. Ja, nie omdat sy in die kar aangaan nie, is omdat ek soveel tyd spandeer om ander goed te doen, as wat ek op my kar moet werk. Anyway, wie het al gesukkel om 'n rentmeester te wees van jou huis? Netjies te skoon te hou, in stand te hou, al die goed. Wie het al gesukkel om 'n rentmeester te wees van jou geld? Okay, ons moet oor geld praat. Okay. Wie van julle het al gesukkel om jou nuwejaarsvoornemens deur te voer? Okay, wie van julle het al gesukkel om by die gym uit te kom, jou liggaam uit te sorteer? Okay, ja, ek sien dit. Wie van julle het al gevoel jy is gebind? Jy is gebind, jy kan nie vorentoe beweeg nie. Jy voel jy's stak in jou routine of in jou lewe, sukkel om die volgende stap te neem. Sê weer? Okay. Ja, en wie van julle het al in 'n werksomgewing, by die werk, by die huis, by die skool, die kerk, al die plekke gesien dat daar's nie geregtigheid? Okay. Wie van julle het al agtergekom dat mense is nie so vrygewig nie? Okay, wie van julle het al agtergekom mense is nie altyd eerlik nie? Nie julle nie, ek wil vir julle die mense daar buite. Mense kan jy sê al hierdie goeders is hoe sonde manifesteer in die samelewing. As daai goed uitgewis is, wat dink jy gaan gebeur met die samelewing? Die omgewing gaan veilig wees en julle moet nou mooi hoor, hè? Ja, julle moet nou mooi hoor, want hierdie is nie onmoontlik nie, hierdie het al gebeur. As die mense gryp wat ek vanaand vir julle sê, as die mense dit begryp in 'n omgewing, in 'n dorp, dan het daar 'n radikale transformasie in 'n dorp. Dis noem dit herlewing. Okay? Wow. Switserland is die produk van herlewing. Gaan kyk bietjie na die geskiedenis van Switserland. Daar's 'n klomp herlewings wat daar gebeur. Die herlewings is die rede vir die veiligheid van die land, die infrastruktuur van die land. Die funksionering, 'n groot deel van die funksionering van die land is as gevolg van herlewings wat daar gebeur. Verstaan? As jy so toe gaan, hè? Sorry, wat is 'n herlewing in Engels? Revival. As jy so toe gaan, daar's kathedrale, daar's Bybelskole wat van die 1600s af daar is. Die mense, die Anabaptists wat staan vir die mense wat vir die eerste keer weer groot gedoop het, was verdrink daar in die Zurich rivier op pad na die meer. Daar's soveel kerkgeskiedenis, maar herlewing is waar land gemaak het wat ons. Gaan bietjie so toe. Wie van julle was al in Switserland? Toe jy sal gaan so toe, weet nie dat jy gaan ten minste R750 betaal vir 'n klein pizza. So ja, as men vleis. Ek het vir 'n 200 of 'n 300 gram ramp gekyk daar.
Hy was iets in die 800 of 900 rand. In die Checkers. Nie in die restaurant. Anyway. Maar die punt is, as jy dink aan hierdie tipe goeders wat ek nou genoem het, die struikeling met hierdie en daar en hierdie, as jy daar goed weggaan, is die land se besigheid suksesvol. Want ons eerlikheid en vrygewigheid. Dit is die omgewing is veilig, ons nie crime nie. Ja, daar's 'n baie groot, as jy Switserland toe gaan, hulle hele fokus van die land, hulle sit baie fokus op die kinders in die land. So ons oralste goed gebou vir kinders. Kinders gaan nou kampe in die berge, en is veilig en Christelik en daar's op die mere is daar plekke waar kinders gaan bly vir die naweek vir baie goedkoop, waar hulle kan motorry saam met hulle skool en hulle is letterlik sulke kinderhuise, maar is nie weeshuise nie. Dis soos jy kan die kinders so toe stuur, daar's mense wat na hulle kyk, wat hulle veilig hou, wat hulle op die meer uitvat, wat allerlei goed hulle doen, verstaan. Hulle het gesê dat in COVID tyd, vir die kinders se onthaalwe, gaan hulle laat die mense kan buite loop, die straat, maar hulle mag nie binne in plekke wees nie. Want hulle kan nie hulle kinders binne hou. Dit is vir hulle belangrik om hulle kinders te educate en bloot te stel aan die buitelewe, verstaan. So, as jy sonde uit 'n omgewing uitvat, dan floreer society. En dit is in ons gebede wanneer ons bid. Laat die koninkryk kom. Okay. Maar eers die laaste ses. Dit gebeur die laaste ses, die koninkryk. Okay. So in Romeine 3 vers 12 sê dit, almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is die een wat goed doen, selfs die een. En met dit staan ons ook skuldig voor die Here. Okay, so hierso is die eerste belangrikste punt wat jy moet vanaand huis toe vat. Die sondeprobleem in jou lewe. Wie van julle het al dit probeer oplos? Okay. Om jou kwale, jou struikelblokke in jou lewe uit te sorteer. Okay. Wie van julle het dit reg gekry? Nee, sonder genade, net wie dit probeer doen en reg gekom. Okay, jy kan nie. Okay? Jy kan nie. Jy kan dit definitief nie doen. Maar gaan wat sê Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Wat is die metode om die genade te kry van die Here? Om te glo. Okay. Nou is 2 maniere om te glo. Ek het so baie met reg vanaand. Ek hoop ons gaan die tyd. Ons het dit. So, Paulus het vir 7 ure, wat was dit 7 ure? Vir 'n preek. Anyway. Dis ook ek sal binne is dit. Okay. Anyway, so jy sien dit, né? God openbaar homself aan ons in 2 maniere. Die een manier is wat hulle noem propositional revelation. Okay? Die ander manier is personal revelation. Hierdie is propositional. Dis 'n boek met waarhede in. Okay. In jou geloof word dan beoefen deur om te glo wat hierin geskryf is. Okay? Maak dit sin? En dis mens vind dit in die taal van discourse of dis nou in Engels. Dit is 'n mens glo die propositions hierin. Sorry vir my Engels. Okay. Maar hierdie wat ek vanaand vir julle sê nou is nie in julle inhoud nie, maar dit is belangrik. Okay. So nou wanneer ons met mekaar praat, dit is die taal van propositional geloof. Okay. Persoonlike geloof is die taal van aanbidding en gebed. Propositional geloof is die taal van gesprekke met mekaar en geloof is beoefen deur om dit te glo. Okay? Persoonlike openbaring is in die taal van gebed en aanbidding
En geloof word beoefen deur om iemand te, soos Paulus sê, die duiwel glo ook God bestaan. Okay? Personal, persoonlike. Ja. So persoonlike openbaring is God openbaar homself in jou gebedstyd en aanbidding. En jou respons of jou reaksie op daai openbaring is vertroue in. Dit is nie om te glo hy bestaan nie. Om te glo hy bestaan is al klaar 'n aanname wat jy maak, 'n ware aanname. Okay? Jy aanvaar hy bestaan. Okay? Wanneer hy openbaar, dan reageer jy met ek vertrou. Dis die tipe geloof wat genade bring. As jy God vertrou. As jy in 'n huwelik staan, hè, en die Here gee vir my die rol om my vrou te beskerm, hè, hoe gaan sy die volle beskerming van my ontvang? Wanneer sy my vertrou, wanneer ek vir haar sê, moenie so toe gaan, kom terug. Of Alea, my dogtertjie is 'n beter voorbeeld, né? Sy weet nie dat as sy die vuur gaan vat, gaan sy brand, want sy is nog nie 2 jaar oud nie, né? So nou, as ek vir haar sê nee, en sy vertrou my nie, wat gaan gebeur? Sy gaan brand. Wat het sy nodig om die beskerming te hê, wat ek vir haar wil gee? Vertrou my. Dis wat die Here wil hê. Dis nie net glo hy bestaan nie, dit is Here, ek vertrou U, dat as U sê hierdie kant toe, of U sê daai kant toe, of U sê stop, of U sê gee oor, dan vertrou ek. Okay. In propositional openbaring is dit wat die Here hier gesê het, oor alles in die lewe, oor die skepping, oor mense, oor die kerk, oor sy gees, oor sy seun, dit glo ek. En dit glo ek as waarheid. Ek glo dit is die waarheid. Okay. Maar in persoonlike openbaring vertrou ek. En dit is die geloof wat die Here wil hê. So nou sê God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. Okay. Jy moet glo hy bestaan en jy moet hom vertrou. Dis die geloof. Romeine 5 vers 1 en 2. Okay. So hiermee wil ek vir julle 5 vrymakende waarhede deurgee vandag. Die eerste vrymakende waarheid is hierdie. Dit begin met God. Ek gaan vir julle al 5 lees en dan gaan ek julle verduidelik. Die eerste is, dit begin met God. Die tweede een is, God speel nie dobbelstene. Okay. Weer 'n klik snaaks? Byt vas. God speel nie dobbelstene. Die derde punt is, jou status is anders as Christus. Die vierde een is, jou tipe of jou aard is anders in Christus. Jou status is anders. Die vierde een is, jou tipe of jou aard is anders. Die laaste ene is, jy is waarlik vry in Christus. Okay. Tipe. Ja. So soort. Ek dink ek is 'n artist, sorry. Ja. Ja, sê weer. 4 is jou tipe of jou aard is anders. Okay, die 15 is, jy is waarlik vry in Christus. En moenie bekommer nie, julle gaan ook hierdie inligting kry. Julle gaan dit in 'n PDF formaat kry. Okay, so mense, die eerste waarheid is, dit begin met God. Okay, en hierso is wat die waarheid is van God. God het 'n plan. God is jou skepper. Die eerste stap in jou herstel van sonde af, om te word wie God se plan, of om te word wie God jou gemaak het van die begin af, en wat ek in gedagte gehad het vir jou, moet jy terugkeer na die skepper. Jy moet
daai verhouding tussen jou en die Skepper herstel. Okay, dan kom ek vertel jy 'n bietjie van hierdie verhouding, né? Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is God. Al drie van hulle, nou hoor nou mooi, dit is partykeer 'n moeilike konsep om te verstaan, né? Die Vader is nie die Seun nie, en hy is nie die Gees nie. Die Gees is nie die Vader nie, nie die Seun nie. Die Seun is nie die Vader nie, en die Seun is nie die Gees nie. Maar God is een. Ek het 'n baie mooi verduideliking gesien op Ja. die video. Ja, Hulle het 'n tapperbakkie gevat ja, en 'n klein tapperbakkie in hom gesit en sê die Heilige Gees is in jou. okay. Want hulle het daai twee tapperbakkies binne in nog 'n tapperbak gesit en gesê dit is Christus want jy is in Christus. Ja, En Christus het gesê hy is in God, die Vader. Dat hulle daai Christus met jou alles binne in 'n groot tapperbak gesit. So alles is in mekaar. so die probleem, Gees is in jou. ja, as ons nou filosofies moet dink daaroor, né, dan sal die probleem wees dat die klein tapperbakkie is nie dieselfde tyd die groter tapperbakkie ook. Verstaan? As ek dink aan 'n mense gebruik die illustrasie van 'n eier, né? Eier geel, eier wit en die dop. Dis een eier, maar dis 3 dele. Die probleem is die eier wit is nie die eier dop nie. En die eierdop is nie die eier geel nie, want in sy aard kan daar nie onderskeiding wees tussen daai dele nie. Maar as mens dink aan persoonlikheid, as daar 'n persoon is, 'n persoon is 'n ander mode van idees, né? In sy tipe of in sy bestaan is hy 1. In sy persoon is hy 3, né? So check, hier is die beste illustrasie wat ek het, né? En julle kan dit lees daar. Julle wat wiskunde doen, wat is daai? Okay, so dit is 1 maal 1 maal 1 is gelyk aan 1. Maak dit sin? Daar's 3, maar daar's 1, maar dis 1. Maak dit sin wat ek sê? Okay, maar ons moet onderskeid maak tussen die persone. Okay. En elke persoon het 'n ander funksie gehad in die reddingsplan wat die Here vir jou gehad het. Amen. Okay, die Vader openbaar homself as die beplanner van jou redding. Die Vader het eers die plan gemaak. Die Vader se hart vir jou was eers daar in jou struikeling met hierdie sonde. Dit was sy plan gewees om jou te red. Sy hart het seer geword vir jou. En hy het gedink aan die plan. Hy is die skrywer van die plan. Okay. Jesus is die volvoerder van die plan. Hy voer die plan uit. Die Vader beplan die plan, hy maak die plan, hy dink die plan uit. Maar Jesus voer die plan uit. Okay? Die Heilige Gees pas die plan toe in jou lewe. Dis die 3, né? Maar kom ek demonstreer, die Vader is die beplanner. As jy gaan na Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 3, né? Vers 3 sê dit dat die Vader wil, dit is sy wil om jou te seën met elke geestelike seëning, né? Wie wil jou seën met elke geestelike seëning? Die Vader wil doen. Dit sê nie die Heilige Gees of Jesus wil doen nie. Die Vader wil jou seën met elke geestelike seëning. Okay? Vers 3. Die Vader in vers 4 het jou gekies voor die grondleg van die aarde. Wie het jou gekies? Nie Jesus nie, nie die Heilige Gees nie, die Vader het jou gekies, né? Vers 4 in Efesiërs 1. Ja, ek gaan net vir julle sê wat in die verse aangaan. Gaan lees daai vers vir jouself. Okay. Wil julle ek moet dit gou vir julle lees. Maar ek lees dit gou vir julle. Ek sien ons moet dit gou lees. Maak vir my oop. Okay, Efesiërs met YouVersion met al sy Efesiërs 1 van vers 3 af, né? Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Hy wat homself gegee het vir ons sondes, om ons te red uit die heilige bose
Nee, dis Galasiërs, basies, Efesiërs, hierso, vers 3. Lofwaardig is God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy, die Vader, wat ons in Christus seën met elke geestelike seëning. Wie seën ons? Die Vader. So het hy voor die grondleg, hy verwys na die Vader, voor die grondleg van die wêreld, in hom, Christus, uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom, die Vader, sou wees. Nadat hy, die Vader, ons voorbestem het om deur Jesus Christus sy kinders aan te neem. Dit is hy, die Vader, dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof en verheerliking van sy genade. Daai hele eerste hoofstuk praat nie van die seun se aksies nie, praat van die Vader se aksies. Die Vader wil ons seën met elke geestelike seën. Die Vader het ons gekies voor die grondleg van die aarde om heilig en onskuldig te wees. Die Vader in sy liefde bepaal en bestem wie sy kinders moet wees in Christus. Die Vader wil genadig wees teenoor ons in Christus. Die Vader wil hê dat Jesus ons vertel van hom. Die Vader het die plan geïnisieer en in werking gesit. Hy is die skrywer van die plan. Die Vader het ons 'n erfporsie of 'n boedel voorberei in hom. Al hierdie dinge wat gebeur is, dis die Vader wat uitgereik het. Maak dit sin? Ek sien altyd hierdie prentjie van die Vader is of die Vader wat in die kombuis sit. Dis in die middel van die nag, daar skyn so lig, so dim lig op hom. En hy sit en hy huil in die kombuis. En sy seun kom in die middel van die nag. As jy weet ons in die Amerikaanse movies, dan is daar altyd die pa wat sit in die kombuis met 'n glas melk in die middel van die nag. En Jesus kom daar aan en Jesus sit so langs hom en Jesus vra vir hom, wat pla jou Vader? En hy sê, sy hart is vir die mens tot omgerig. Hy het hierdie plan. En Jesus sê vir hom, maar wat is die plan? Want hy het 'n begeerte om dit wat sy Vader se hart het, uit te voer. Dis wie die seun is. Hy wil uitvoer wat sy Vader droom. En sy Vader sê vir hom hierdie droom van dat hy in sy geregtigheid kan hy nie sonde ongestraf laat nie, maar hy wil nie die mensdom uitwis nie. Hy wil genadig wees, maar en die enigste plan wat daar is, as hy homself opoffer vir die mensdom. En Jesus sê, ek sal doen vir jou Vader, dat ek en jy die mensdom kan hê as ons. En die seun sê, ek sal dit vir jou uitvoer. Jesus sê, toe hy met ons was, te sê, niemand vat die seun van die mense lewe van hom weg. Hy lê dit neer, wil ek jou. Hy het gehoor by die Vader, wat is die Vader se hart vir jou? En hy dit gaan uitvoer. Dit sê, in 1 Timoteus 2 vers 4 sê dit, dat die wil van die Here is, dat die hele mensdom gered sou word. Dit is die wil van die Vader, dat almal tot kennis van die waarheid sal kom. Amen. So julle verstaan ek, hoor jy, is hierdie ekons, dit ekons heat up. Oh, baie warm, it's very hot. You can be, ja, thank you. Okay, so, die tweede ding is, die seun is die volvoerder, die volbringer, is die volbringer van, is die volbringer van die plan. Ek wil wat sê 2 Korintiërs 5:21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Christus het in die aarde ingetree. Hy was behandel soos 'n sondaar in ons plek om ons vryspraak te beteken. Hy hang in die kruis, Jesus, en wat is die woorde wat hy uitgespreek het voordat hy gesterf het, as klomp, maar hy het gesê, dit is volbring. Hy het dit volbring. Die Vader het dit gedroom. Hy het dit volbring. Ja. Johan, dis 2 Korintiërs? 2 Korintiërs 5, vers 21. Okay. En die Heilige Gees, ek het so versie laasweek ook gelees, Titus 3 vers 5 sê,
hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons gedoen het, vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit is hy het dit gedoen deur die wedergeboorte wat sondes af was, deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. So wat Jesus, die Vader het gedroom, Jesus het dit volbring op die kruis, en nou kom die Heilige Gees, en hy begin dit bewerk in die diepte van die mens. Hy kom in 'n mens in, en hy gee daai nuwe lewe vir daai mens, en daai van die mense lewe transformeer. Dit is onmoontlik vir jou om jou eie sonde uit te sorteer. Maar met die krag van die Heilige Gees, met daai nuwe lewe wat hy vir jou gee hy vir jou letterlik die oorwinning oor sonde, vanuit hom uit, nie vanuit jouself. Okay, ek gaan nou praat oor jou eie self-efforts. So mense, al daai goeders is klaar gedoen. Dit lê nou by jou om hom te vertrou en om dit te aanvaar wat hy vir jou gedoen het. Amen. Die skuif vanuit Adam na Christus toe. Die skuif vanuit jou struikelende realiteit na 'n oorwinningsrealiteit toe. Lê daarin om te glo in hom en te aanvaar wat hy vir jou gegee het. Wie van julle het al God vermy omdat jy sonde gepleeg het? Het jy die Here gedien, maar dan pleeg jy sonde en nou vermy jou? Hoekom vermy ons die Here? Sy skaam. Ja, ons vermy die Here want ons sukkel om te glo dat ons waarlik vergewe is deur sy genade. Sy kwaliteit. Nee, kan nie. Maar dit is nie op grond van jou gedrag of jou performance. Wat kan ek dit, wat is die Afrikaanse woord vir performance? Jou prestasie, né? Jy kan nie op grond van jou prestasie die Here behaag. Jy behaag die Here op grond van Jesus se prestasie. Okay? So as jy die Here vermy, dan dink jy hy's nie okay met jou. Maar jou sonde wat jy nou gepleeg het, is nie wat jou verhouding verbreek met die Here. Dit is jou ongeloof wat jou verhouding breek met die Here. Dit is jou ongeloof in die werk van Jesus wat volbring is, wat jou wegdryf van die Here. Party mense sukkel so om te glo dat dit vir hulle gegee is, dat die genade van die Here vir hulle gegee is, dat hulle die wet van die Here so erg aangryp en dit opleef tot dit, sodat hulle gered kan voel. Want hulle sukkel om te glo dat redding waarlik net deur Jesus kom. Al sê hulle, ek glo net in Jesus, sorry. Maar hulle gedrag wys hulle ongeloof. Dat hulle dinge in hulle eie hande wil vat, hulle is so legalistic in hulle lewe. Dit help hulle om gered te voel, maar eintlik vergeet hulle van die feit dat redding waarlik net uit Jesus uitkom. Nou kom ek wys julle hoe lyk dit, né? Daar's mense wat kerk toe gaan elke Sondag. Hulle gaan kerk toe, hulle woon die gebedsgroep by, hulle is in vrymakende waarhede, hulle is vroeg by die kerkdienste daar, hulle het al die kursusse gedoen, hulle is betrokke oralste, maar hulle is ongered. Tegen weer is moontlik. Okay? Ongered. Maar as hulle kerk toe gaan, oral betrokke is, voel hulle gered. Maar die realiteit is, as hulle nie op 'n plek kom wat hulle Jesus glo, sal hulle nie gered wees. Okay. En baie keer, die laaste ding oor dit, dan kan ons aangaan, hè? Baie keer as jy legalism of wetisme aangryp, né, dan swing jy baie keer tussen twee pole. Né? As jy 'n goeie geestelike week gehad het, man, jy het al jou gebedsessies bygewoon, jy het elke oggend vroeg opgestaan, jy het nie iemand sleg gesê nie, jy doen great, dan kom jy by die kerk, man, en jy is aan die brand, jy wil vir hom vertel van die Here, en jy is aan die gang, en jy kyk so 'n bietjie neer op daai mense wat sukkel met sonde, okay? Maar dan, net daai naweek, na daai Sondag, dan val jy, dan voel jy skuldig, dan wil jy nie eens kerk toe gaan nie, dan voel jy kan nie bid vir iemand nie, want jy weet,
skyn heilig, dat jy kan nie nou vir die mense bid terwyl jy so sonde doen. Verstaan jy? Ja, so jy is of jy is 'n failure, want jy kan nie opleef tot jou eie wet wat jy vir jouself gestel het nie. Of jy is baie confident, maar jy kyk so 'n bietjie neer op mense wat sondig. Daai is wettisme. Maar in die evangelie is jy op 'n plek wat jy verstaan, jy is 'n sondaar wat die genade van Jesus nodig het, net soos enigiemand anders. En jy is een sondaar wat vir 'n ander sondaar die ligpad wys. Maar jy is in geen plek om vir 'n ander sondaar te sê, jy weet wat hulle verkeerd doen. Dis die evangelie. Maak dit sin? So nou, die tweede waarheid is hier, né? Jy moet weet, die eerste waarheid is dit begin met God. Jy moet verstaan, mense, dat die Vader is lief vir jou. Hy het 'n plan met jou. Hy het die plan initieer, né? Die tweede ding is, God speel nie dobbelstene nie, hoor gou hierdie, né? Hierdie kom van 'n sê ding af wat Albert Einstein gesê het. Albert Einstein het gesê, God does not play dice. En die rede hoekom hy dit gesê het, is hy het na die fisika gekyk en na die heelal gekyk en besef dat die heelal is baie intentioneel. Dit kan nie so deur kans wees nie. God gooi nie net dobbelstene en daar is dit, verstaan? Maar dit beteken ook dat God het nie net die dobbelstene gegooi of dit oorgelaat aan kans vir jou om hier te sit. God het geweet wie jy is. Hy het geweet, hy het jou voorbestem, Efesiërs 1:5, hy het jou voorbestem voor die grondslag van die aarde, het hy geweet, jy gaan nie wees. Okay? En hy gaan die evangelie vir jou beskikbaar maak. Okay? Jou geboorte is nie 'n fout nie. Okay? Hy het dit verwag. Hy het jou geboorte verwag. In feite, hy het dit nie net verwag nie, hy het dit beplan. Okay? Elke detail van jou liggaam, jou hare, jou neus, jou persoonlikheid, jou talente, jou ras, God was intentioneel met elke ding van jou. Jy is nie 'n ongeluk nie. God maak nie ongelukke nie. Hy gooi nie die dobbelstene en dan is iets daar, verstaan jy? Hy is intentioneel betrokke met elke ding. Okay. Ek gaan wat sê Psalm 139. Ek prys U omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is die werke en ek besef dit maar goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien en in U boekrol is almal geteken die dae wat beplan is vir my. Toe hulle nog geen van hulle toe nie een daar was. Psalm 139. Ek wil julle aanmoedig, lees die hele ding. Die hele Psalm 139. Maar mense, jou dae is opgeskryf in die boek van die Here. Jou geboorte en hoe jy sou gebore geword het en hoe jy gaan doodgaan eendag. Die Here is nie onbewus van dit. Die doel hoekom jy geskep is en die kombinasie van jou ouers wat die Here gebruik het om jou te maak net soos wat jy is 'n plan wat die Here het. Amen. Ek dink is John Maxwell het gesê, John Maxwell het gesê, while there are illegitimate parents, there are no illegitimate children. Okay. God is nie 'n kansvatter as dit kom by kinders. Daar bestaan nie so ding soos onbeplande swangerskappe by die Here. Okay. Jou ouers het dalk nie beplan dat jy moet wees nie. Maar God het beplan dat jy moet wees. Jy moet dit mooi verstaan. Ekskuus, hoe werk dit nou met inseminasie en goeders? Okay. Vra maar net. Waarheid staan. Ek weet. Dis dieselfde waarheid. Ek wil maar net seker maak dat hy Ja. mense hulle eie plantjies maak.
even in dit is God. Ja, God is die ultimate een wat die lewe gee. Verstaan? Of dit nou kunsmatige inseminasie was, en of dit nou dit of dat was, God weet. Né? Ja, ek kan so baie sê daaroor, né? Maar daar bestaan nie so ding soos ongelukkies vir die Here, verstaan nie. Wat sê? Ja. Toe hy jou gemaak het, né, het hy geweet wat sy foute jy gaan maak. Hy weet wat die mense om jou gaan maak, wat sy foute die mense om jou gaan maak. Hy weet wat sy sonde jy by betrokke gaan wees. Hy weet al die dinge, né? Sy motief toe hy jou gemaak het, al weet hy hierdie goed gaan met jou gebeur. Sy motief was hy sal eerder jou hê en jou lief hê as wat hy jou nie het. Maak dit sin? Sy motief was liefde. Dit was hoekom hy jou geskep het. Okay. Hy het aan jou gedink, lang voor jy gebore was, lang voor die aarde geskep is, soos ek laasweek vir julle gesê het, né? Hy dink aan alles in die heelal, konstant. En jy was in sy gedagtes, voor die grondleg van die aarde. Dit kan nie anders, maak dit sin. Ek het vir julle gesê wat God se alwetendheid beteken, né? He knows everything past, or everything actual, everything possible, past, present, future, in one single eternal act. Hy weet alles wat is, en gaan wees, en kon wees, en gaan wees, en die hele tyd konstant. Okay. Ja, so, ek dink as God nie daar was nie, was ons allemaal miskien ongelukkies gewees. maar nie met die Here nie. Jy is konstant in sy gedagtes. So ek wil vir julle 'n poem lees. Ek het hierdie gediggie al soveel keer vir mense gelees. So ek hoop nie, as jy hom weer hoor, ek dink jy het nodig om hom weer te hoor. Maar ek gaan hom weer hoor, hy is so mooi. So luister hom en weet dat hierdie is jou, die ding wat God oor jou ook dink. Hoor gou wat sê Russell Calfer hierdie poem geskryf. Hoor wat sê. You are who you are for a reason. You're part of God's intricate plan. You're a precious and perfect, unique design, called God's special woman or man. You look like you look for a reason. Our God made no mistake. He knit you together in the womb. You're just what He wanted to make. The parents you have are the ones He chose. No matter how you may feel, they were custom designed with God's plan in mind. And they bear the Master's seal. No, the trauma you faced was not easy. And God wept as it hurt you so. But it was allowed to shape your heart so that into His likeness you may grow. You are who you are for a reason. You've been formed by the Master's rod. You are who you are, beloved, because there is a God. It's beautiful. Amen. Ja. Ja, mense, ek sien, as ek die poem lees, dan sien ek die prentjie van die Vader wat huil wanneer ons deur swaar kry gaan. Maar dan sien ek ook die prentjie van Jesus wat huil terwyl hy kruis dra. Hy het ook daardeur gegaan. En hy ontmoet ons in daai seer plek waar hy swaar gekry het, moet hy ons in ons swaar kry ook. Amen. Maar jy is wie jy is, mense, want God is daar. God bestaan. Hy is daar. Amen. Amen. Is dit okay? Right. Okay, julle, so die derde waarheid is dat jou status verander wanneer jy geloof in Jesus sit. So wanneer jy nou kom en jy sit jou geloof in Jesus en jy neem hom aan in jou lewe in en die Heilige Gees kom in jou lewe in en daai wedergeboorte maak dat die Here jou vergeef van al jou sondes. Hy vergeef jou van die verlede, van wat jy gedoen het. Hy gee vir jou 'n oneindige deposito van genade vir jou. Nou die mense vra in Romeine, maar as U nou hierdie genade gee, beteken dit ons kan net ons lewe leef
En dat die genade nou sy volle effek het, dan sê Paulus glad nie. Die gees wat in jou lewe inkom en die vergifnis en die afwas van sonde wat jy ontvang, red jou uit die kloue van sonde uit. Hoekom wil jy leef in dit waaruit die genade van die Here jou gered het? Jy moet in 'n nuwe lewe loop. 'n Lewe wat die Here behaag. Okay. So wat nou gebeur is wanneer jy vergewe is, dan in die hofsaake van die hemel, né? Wil jy moet hierdie groot courtroom sien in die hemel, né? En jy staan daar voor, jy weet ons in die Amerikaanse hof is daar's nou 'n stand aan hierdie kant, daar's 'n stand aan hierdie kant, die judge sit nou daarso en daar's nou 'n plek waar die getuienisse opkom en alles, okay? Nou staan jy hierso en God slaan daai hamer en hy sê skuldig bevind. Al jou sondes skuld bevind en jou sentence is die dood. En die duiwel wat jou teestander is, hy staan aan die ander kant en hy sê ja, ek het hom gesien. Ja, hy is skuldig. Help toe met hom, weet jy. Maar dan kom die advokaat op. Wie is die advokaat? Jesus. En die advokaat sê, sorry, dis betaal. Dis uitgesorteer. O, ekskuus, en ek wil 'n getuie oproep. Wie is die getuie? Die Heilige Gees. Die getuie wat in jou bly, getuig dat jy gered is en dat jy 'n kind van God is. Jesus bevestig die betaling wat hy gemaak het en die Vader sê jy is vergewe en hy sê vir die duiwel, kom by. En jy is gered. Hè? Dis cool, hè? Ja, en nou wat gebeur is onthou daai goed gebeur in die hemel, né? Dit het niks te doen met jou belewenis hierso nie. Dit gebeur alles in die boeke van die hemel, okay? Maar daar's 'n punt in jou lewe waar jou aardse belewenis versoen moet word met jou hemelse stand. Sê dit met my. Kan ek 'n amen kry? Sy. En dis waar jy vrykom van sonde. Ja, ek het 'n vraag vir hom. Yes. Kom ons, wat gebeur nou? Ek word gedoop, ek gee my hart vir die Here, alles gaan goed vir 3 jaar, en boem, ek gaan terug na my later. Okay. Wat dan? Okay, dis 'n baie goeie vraag. Wat gebeur nou? Ja. Ek vraag. Yes. Okay, is dit jou vraag? Dis my vraag. Okay. So, daar is verskillende groepe mense wat daai vraag anders te sal antwoord. Een groep mense sal sê, ek wil nie te lank in hierdie gaan nie, ek het al hierdie ding opgebring nou, dis al hele fight in die want teologie, hierdie is 'n fout wat al gebeur het in die 1500s al. Maar wat gebeur het is, een groep sal sê, hy was nooit gered. Hy was nooit waarlik gered. Dis wat een groep sal sê. Die ander groep sal sê dat Paulus praat van dat if you persevere to the end, you will be saved. So hy sê, daai groep mense sal sê, jy was waarlik gered en jy het die teenwoordigheid van die Here beleef en alles. Maar jy het, net soos wat jy gekies het om dit te kry, het jy teen dit gekies en jy het verloor. Dis wat een ander groep van mense sal sê. So hierdie groep mense is meer in die NG Kerk en in die gereformeerde kerk en hulle is baie keer in die Baptist kerke, hulle staan nogals by daai ding, né? Maar die charismatiese, protestante, vol evangelie, evangelical kerke sal aan hierdie kant van die kraal staan. Maar is moeilik, want al twee antwoorde het biblical, het Bybelse basis. Wat ook sê Jesus, hy sal nie meer geleef los en hy ken Ja, maar nee, God se hart is vir hom, definitief, né? Maar ons kry die ding wat ons noem die sigbare kerk en die onsigbare kerk, né? Die sigbare kerk is die kerk wat ons kan sien. So ons sien die ou
En ons sien hy is nou 'n deel van die kerk en hy is nou nie 'n deel van die kerk. So dis die kerk hoe ons dit sien, okay? Die onsigbare kerk is die kerk hoe die Here dit sien. En die Here kyk na die hart. So die Here is eintlik die laaste een wat regtig gaan weet of daai ou se hart gered is of nie gered is nie, hè? En jy weet as jy vra oor hoe jy gered word en daai tipe goeders. Jy weet ons is geleer, jy sit jou geloof in die Here, jy bid, jy berou, jy weet daai tipe goeders gebeur wanneer jy hart vir die Here gee. Dit is reg daai goeders, né? Maar een keer toe kom doen Jesus ietsie met my. Ek weet nie of ek julle hierdie storie al vertel het nie. Maar Jesus het iets met my kom doen wat my teologie heeltemal uitgedaag het. Soos ek het nie geweet wat om te doen met die situasie, né? Ek was as julle dit al gehoor het, stop my net, okay. Ek weet julle het al gehoor, maar nie seker of julle het gehoor nie, maar wat gebeur het is, ek het vakansie gehad in Desember, so ek was nog nie aangestel as 'n pastoor. Ek het in Desember afgehaal en ek het 'n huis opgepas daar in die bietjie meer noord, en ek het terwyl ek daai huis opgepas het waar ek gebly het, was in 'n kamine gewees. Ek het geswat en ek is net klaar geswat, ek het 'n bietjie studentebediening gedoen. En ek bly in 'n kamine en in daai kamine is daar wat ek eers na die tyd uitgevind het, is meeste van die ouens is gay wat daar was, né? En ek het toe maar baie lief vir hulle geword, regtig. Nou nog. Maar die een ouetjie, sy vriend was toe gediagnoseer met kanker, né? Leukemia, okay? En sy ma kontak my toe, die vriend se ma. So my vriend het dis so sy close vriend wat ook gay is, maar daai ou hierdie vriend het vir my gevra of hy die vriend se ma se nommer of my nommer vir die ma kan gee, want hulle is nie in 'n kerk, glad nie in 'n kerk nie, en die ma het hulle kerk gekontak, maar hulle het nie iemand beskikbaar nou nie. So toe praat hierdie vriend met hulle oor my. Nou ek sê jong pastoor, nog nie regtig aangestel nie, maar ek's geordineer en ek is met my kwalifikasie en alles. En hulle die ma bel toe my en sê vir my, hoorie, wil jy nie net vir my kind gaan, vir my seun gaan bid? Maar die seun is nou al in sy 40s, 50s, né? So wil jy nie vir my seun gaan bid in die hospitaal, hy's met kanker daar. En ek sê toe, dis reg, ek wil nie eintlik nie, want ek hou nie van hospitaalbesoeke nie. En dis altyd vir my traumaties en ek is nou op vakansie eintlik. Maar dis 'n unieke situasie en ek sê vir die tannie, dis reg, ek sal dit gaan doen. Nou gaan ek dink dit was die Vrydag, né? Kom by die ou uit, is vol vrees, hy weet, hy is op sy einde, né? Ek kan nie meer loop nie, is regtig op 'n slegte plek. Ek wil die Here se hart met hom deel, ek wil vir hom sê, kom ons bid saam, gee jou hart vir die Here, Here het nodig het, hy wil niks weet. Die beste wat ek vir hom kan doen is ek kan vir hom bid, dis dit, maar hy is nie bereid om te praat oor enige sê, hy wil net so kontak maak met my, né? Ek bid toe en ek sê, dankie sterkte, en ek loop toe, en in die parkeerarea sê die Heilige Gees vir my, hard en duidelik, nie audible nie, hier in my gees, maar daar was sonder twyfel die Here gewees, né? Hy sê vir my, Dinsdagoggend 9:00 is jy terug. Okay? En ek stop so, ek draai na my vriend toe en na Christel toe, ek het hulle saamgebring. Ek sê toe vir hulle, Dinsdagoggend 9:00 is ons terug hierso. Verstaan julle? Ja, hulle verstaan. Okay, great. Hulle is soos, wow, kom so spesifiek. Jy wou nie kom nie, maar nou is jy so, okay. Daai Dinsdagoggend 8:00 is ek op en ek's op pad kerk, hospitaal toe, né? Ek stap 9:00 daarin en hy's bewusteloos. Sy longe is vol vloeistof. Hy gaan nou sterf, né? En daar's so 2 familielede in die kamer, né? En die volgende oomblik vat die Heilige Gees oor, né? En ek jaag die mense uit. Ek sê vir hulle, kom familie uit, ons gaan vir bid. Nou vir 'n random ou net aan te stap, 'n pastoor en vir die familie te sê, guys, uit, ons gaan vir bid, né? En ek laat hulle uitgaan, ek maak die deur toe, ek en Christel is nou daar binne. En ek sê vir die Here, okay Here, nou is ek hier. My hart klop 130 beats per minute.
hierdie ou, dit is 'n verskriklike skokkende beeld om dit te sien. En wat moet ek nou doen? Nou sê ek vir Here, okay Here, wat moet ek nou doen? Waarvoor bid ek nou? Want as hierdie ou hier opstaan, is ek by die venster uit. It's a bad sight. En ek staan daar en die Here sê vir my, bid vir genade. Dis wat ek nou voor moet bid. Ek sit my hand op sy been en ek sê, Here, vergewe hierdie vir wat hy gedoen het. Vergewe sy hele lewe. En ek beleef hoe Jesus langs my inkom. Ek vat so aan sy been en het voel vir my, Jesus kom hier so in, hier langs my. En Jesus sê die volgende, hy sê, ek sal genade hê op wie ek genade sal hê. Dis wat hy toe sê. En toe hy dit sê, toe voel dit vir my, dit is soos hyenas hierbo in die dak, wat begin beklei in die gees. Dit was vir my vreesaanjaend geweest. Dit het Jesus kom en hy sê hy sal genade hê, en dit klink asof die demone hierbo in die dak mekaar verskeur. En toe Jesus dit sê, toe weet ek, hierdie ou is vergewe. Hy is nie eens bewus, hy is nie eens tot sy sinne om te kan sê, Here, ek is jammer, maar Jesus het daai dag besluit, hy gaan genade hê op die lewe. Verstaan jy? Die prys is betaal, die genade is daar, hy het hom vergewe. Ek staan toe op, ek sê vir Kirstel, weet jy, ons is klaar. Ek stap uit, op pad uit, wil ek so een keer terugkyk, en die ou ruk so, en hy gaan dood. Soos letterlik, ek is nou net klaar gebid, ek is op pad uit, sterf jy. Dus, hoe, mense, hoe is dit moontlik, dat ek geweet het, uit 10:09 het hy gesterf. Ek was 9 dae gewees. Hoe moes ek geweet het, hy gaan sterf daai tyd? Ek het nie geweet nie, Jesus het geweet. En hy wou my daar hê, want hy wou aan my demonstreer, dat hy is God, hy vergewe, waar hy wil vergewe, verstaan? En ek stap toe uit, en soos ek uitstap, ek weet ek net gesterf. Dan stap ek uit, dis my hartklop 160. En hier kom sy ma aangestap. Nou, wat doen mense in daai situasie? Dit is 'n baie moeilike situasie, maar die Here is net in beheer in daai situasie. Ek vat haar hande so, toe sy aangestap, ek vat haar hande. En ek sê vir haar, en sy is bekommerd, want haar kind is nie gered nie. Ek sê toe vir haar, ek het 'n awesome storie vir jou. Jesus was hier. En Jesus het jou seun vergewe vandag. En jy gaan jou seun sien vandag. Dis nie die einde nie. Verstaan jy? En dit wat dit vir sy ma gedoen het, was dit sy. En hulle kon nie verstaan hoe ek geweet het ek moes daar wees toe. En omdat hulle dit nie kon verstaan nie, hoe is die pastoor eerste daar, en die hospitaal het nog nie eens, het nou net die mense laat weet. En ek staan daar, en die hele familie kom nou aangestap na die ma, en hulle ruik soos rook en drank, en helfte van hulle het pers hare, en met hulle boyfriends daar, en alles, dit was intens, en hulle stap daar in, en weet jy wat hoor ek myself sê vir die mense, hulle staan so, en ek sê vir hulle, hierdie familielid van julle, was reguit op pad hel toe vandag, sê ek vir hulle, maar Jesus het gekom, en hy sit nie in die hel vandag nie, want Jesus het hom vergewe. Dis tyd dat julle harte vir die Here gee. En daai mense breek daar voor my, verstaan jy? En die Here kom bedien daai mense. 'n week later, hulle toe my gevra om die begrafnis te doen. 'n week later staan ek so, en helfte van die gehoor is ongered. Hulle is ongered, hulle ruik soos rook en drank, hulle is homoseksueel, en ek vertel vir daai hele gemeenskap hoe Jesus gekom het en 'n ongeredde, verlore mens kom red het. En die Here se genade daarop gespeel, verstaan jy? So my vraag te antwoord, ons kan dit filosofies antwoord op grond van die skrif, en daai twee skole ontstaan as gevolg van hoe ons daarna kyk na die skrif, en al twee van hulle het biblical support, jy weet. Maar daai dag, toe sê Kirstel vir my, Kirstel was net saam met my in die hele storie, so hy sê vir my, sy is heeltemal confused, ek meen, sy is geleer hoe redding werk, jy weet, sy is geleer dat sy het ook 'n graad in teologie, sy is geleer dat jy
met jou mond, jy glo met jou hart en jy is gered. Maar Jesus het gekom vandag en die van die ding, sy die hele ding saam met my beleef. Sy alles wat ek beleef het met Jesus en alles, het sy ook beleef. Dit is so reël gewees, né? En ons ry huis toe, sy weet nie wat om mee te glo oor dit nie. Sy weet net dat Jesus is genadig en hy besluit om genade te gee. Maak nie saak vir wie dit is nie, hy is God. Hy En ons het ook getuienisse van mense wat in die dood in is, maar hy soos net in die dood, voor hy eers kan actually weggaan, het hulle 'n experience gehad waar Jesus hulle daar en dan maar hulle harte van gegee en hulle vergifnis gevra. Daar en dan vra hy, wil jy teruggaan? Of nee, jy moet teruggaan. Of something like that. En het hulle teruggekom en hulle So ek het nie baie Bybelse ondersteuning vir daai ervaring wat ek gehad het. Nee. Maar daai ervaring het my gegooi. Nee. Ek het vir 9 maande het ek gesukkel met depressie na dit. Nee. Dit was vir my die trauma wat ek beleef het om dit te sien. Ek het vir Jesus gesê, dit was bietjie te veel gewees. Soos ek het baie gesukkel om met daai te deel. En ek het voor die Here gesit oor my eie dood. Nee. Dis asof die Here wou hê ek moet stoei met hom oor my eie dood eendag. En dit was, ek dink dit was 3 jaar later. Toe het ek vrede gemaak met daai scenario, want dit was vir my, mense, ek het baie detail uitgelos oor wat ek gesien het daai dag, maar kom ons sê net, sy dood was nie baie mooi nie. Dit was, jy weet, leukemia, dis not good. Maar ek het dit gemaak dat ek voor Jesus staan en sê, Here, ek is nie God. Ek is, wat is ek? Dat U met my dit sal doen. Verstaan jy? Ek kan nie dit beskryf nie. En ja, hierdie kom van die Here af. Nee? Maar hierdie is nie, this is not greater than the author. Verstaan jy? So, ja, verstaan ek dit. So, ek weet nie eens of ek by die ander goed gaan uitkom. Jy weet net dat jy het 'n ander status as gevolg van die hemelse hofsaak. In die hemelse hofsaak is jou sondes afgeteken. Jy is vergewe. En as God jou vergewe, wie is jy om lieg teen jouself te hou? Okay. En weet jy, dit beteken dat wanneer jy 'n kind van die Here word, verander die manier wat God met jou werk, want jy is nou sy kind. Jy is nie meer sondaar nie. Dit verander die manier wat ons met mekaar werk, want ons is nou nie meer net mense nie, ons is nou mede-kinders van die Here. Dit beteken die werk by die kerk is nou familiewerk. Maak dit sin? As sonopkomsdiens Vrydag, wie van julle gaan al wees? Almal, wonderlik. Sê jy? Ja. So, kom help. Verstaan? Ons is al van 4 uur af by die kerk om te werk. Verstaan jy? Maar dis familiewerk. Verstaan jy? Ek kyk na die Here as ons Vader en ons is broers en susters, maar ons is ook 'n huishouding. Die Here beskryf die kerk as 'n huishouding. So ons werk saam met die kerk as 'n gesin aan familiewerk van die Here. Okay. En ja, en is die ding, nou verstaan God ons, omdat ons sy kind is, hy verstaan ons, hy is lief vir ons as sy kinders, hy gee om oor ons behoeftes, en hier is die ding wat mense mis baie keer, God dissiplineer ons. Ja, mense mis daai ene, né? Ja. So, dis ons status, ons word aangeneem as nou sy kinders, hy dissiplineer ons, hoor wat sê Hebreërs 12 vers 7, verdra dit as tigtiging, want God behandel julle soos sy seuns. Want watter seun word nie deur sy vader getig nie. Ons vaders het ons wel, is in vers 10, ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddenke getig, maar hy tig ons tot ons beswil sodat ons in sy heiligheid mag deel. So die Here tig ons. Okay, so verstaan daai ding. Partykeer convict
die Here. Kerkdissipline is 'n groot ding. Ek het so baie stories, ek kan nie, hulle moet somewhere moet jy die mic gryp. Maar net 'n vinnige storie en ek tel spoed opgegaan. Ek wil een ding sê oor die tipe wat verander en dan wil ek net ietsie sê oor jy is waarlik vry en dan is ons klaar. Okay, so ek moes een keer wat gebeur het, vinnige storie. Ek was in 'n span gewees, groot span gehad by my vorige gemeente waar ek die jeug gelei het. En die een spanlid begin toe oor 'n paar strepe trap in wat ek voel belangrik is. Ek voel as jy 'n leier is, kom jy vroeg en jy gaan laaste, né? En ek was nou laat, maar ek was vroeg gewees. Okay, maar dis net 'n beginsel, né? En as jy laat kom en dit was verkeer of so iets, ek verstaan dit, maar as jy laat kom en jy sê nee, jy was moeg en jy het gelê en jy was nou laat, né? Dan gaan ek vir jou sê, is nie aanvaarbaar nie. Okay, maar anyway, begin toe oor lyn trap en toe ontmoet hy 'n meisie. En die meisie was ongered, of sy was net gered. En haar agtergrond was baie losbandig. Maar sy het nou gered geword, maar sy het nog nie ontslaag geraak van haar leefstyl. Haar leefstyl was, jy weet, seksueel baie losbandig. Okay, so nou, hy is nie so nie, en hierdie girl verlei hom, en hy slaap met haar, hy is een van my leiers. En ek het hom gewaarsku voor die tyd, 'n paar keer. En een dag kom hy so en ons stoei vir 3 ure lank, oor wat van daai en wat, en hy wil nie, en wat. En toe sê hy vir my van die, hy getuig, of wat, confess, erken toe, dat hy dit gedoen het. En ek het vir hom gewaarsku, ek het vir hom gesê, as hy dit doen, gaan hy vir die span verduidelik, hoekom hy vir ons verlaat. Of, hy gaan ons verlaat, en dan gaan ek vir die span verduidelik. Die waarheid, oor hoekom hy ons verlaat. So hy moet kies. Maar ek dink, hy moet dit doen, wat ek vir hom gesê. Maar toe hy erken, toe sê ek vir hom, nou weet jy wat ek gaan doen. Jy weet wat ons nou moet doen. En dit is nie 'n mooi prentjie wat ons nou gaan doen. Ek bel toe my heel staan daar, en hulle breek, hulle huil vir daai groep. En hulle sê, hoorie, hulle het gesondag. En hulle moet nou die groep verlaat, en hulle is jammer, hulle het teen die Here gesondag, en hulle het teen hulle gesondag, en hulle moet nou gaan, want hulle okay? Want dit was my reels. Ek het gesê, as jy sonde pleeg soos dit, en jy is in my span, is jy uit my span. So, daar's nie plek vir seksuele immoraliteit in my span. Dit is nie voorwaar. En hy confess, en die mense staan op, en hulle beweeg, en die girl het soos gedink, soos, wat is die big deal met dit? Soos, hoekom doen ons hierdie? Soos, dit is nie so erg nie, dis wat sy gedink het. Toe staan die groep op, hulle kom toe na hom toe, hulle omhels hom en haar, en hulle bid vir genesing, vir vergifnis, vir vryspraak, vir al wat dit is. En hulle huil almal, en dit is 'n hele situasie, en ek voel, ek huil, en daar verlaat hulle ons en hulle is weg. Vir 'n jaar en 'n half, is hulle uit die kerk, soos praat nie met ons nie, kontak met ons nie, niks nie. As ek hulle raak loop hulle weg, en ek dink toe, joh, hulle is kwaad vir my. 3 jaar later, kontak hulle my en vra, hoorie, kan ons asseblief julle sien by 'n restaurant, ons wil graag met julle praat. Ek dink toe, gaan ons tweede radio nou deur. Want ek het nou obviously 'n paar counselings met hulle deur gesit, ook in daai tyd, en ek los baie detail uit vir tydsonthou, maar anyway, ons sit toe daar, en hulle sê vir ons, die girl kyk so na ons, daai girl wat ongered was, wat net gered geword het, wat nie gedink is 'n issue nie. Sy sit so, sy kyk so vir ons, en sy sê vir ons, dankie, vir dit wat julle gedoen het. Want, sy wens meer mense meer pastore wil dit doen. Want hulle het geweet waar staan hulle met die Here, met hierdie goeders. Ons het nie gecompromise op wat die Here vir ons sê, verstaan nie. En ek vra te vir hulle, maar hoekom 'n jaar en 'n half, 3 jaar, praat julle nie met ons nie, niks nie, Hulle sê te vir ons nie, hulle kom ons nie in die oë kyk nie, want hulle het aangehou in hulle sonde. En eventually toe trou hulle, en 'n jaar en 'n half het hulle geworstel met die sonde, Toe trou hulle,
'n jaar en 'n half in die sonde in, ag nee in die sonde, in die huwelik in, het hulle beklei soos kat en hond, 3 keer amper geskei, dit was 'n storie geweest. Jaar en 'n half in op die dag, toe breek daar iets oor hulle huwelik en die Here seën dit. Die tyd wat hulle gesondig het, het die vrug gehad in hulle huwelik, tot die tyd volbring was, toe breek die Here daai ding, en hulle was gesond geweest, né? En dis toe hulle na ons toe kom en sê, ons is vry, en die Here het dit kom doen vir ons, verstaan? En ons het nou nog verhouding met hulle is so na ons nou, né? Dat ons hulle sal bel en sê, kom, pas vir hulle op, ons wil op 'n tyd gaan, verstaan jy? Dit is die level, en hulle is daai tipe mense wat, as hulle opdaag by ons, sal ons hulle innooi. Ander mense moet nie net opdaag nie, verstaan jy? Maar mense, dit is die dissipline van die Here. Okay. Laaste 2 goeders, né? Jou status in die hemel is verander in die boeke, né? Jou legal staan met die Here is verander van sondaar na geregtigheid deur die werk van Jesus, né? Maar nou, as die Heilige Gees in jou inkom, daai ervaring, daai wedergeboorte ervaring gebeur nie in die hemel, dit gebeur in jou. En daai ervaring begin jou gedagtes verander, dit begin jou natuur verander, dit begin jou storie verander. Okay? Dis 'n belewenis met die Heilige Gees, en dit begin werk aan jou om jou vry te kry en heilig te kry en op die pad te kry wat die Here vir jou het. Van jou pad van vrymaking. En hoe jy vrykom en hoe jy heilig word, is nie om te weet wat is verkeerd nie. Dit is om te weet wat Christus se vergifnis is. Dit is wat jou vrymaak. As jy dink aan jou sondes, kans is goed dat jy daai sondes gaan doen waaraan jy dink, né? Wat jy nie wil doen nie. Maar om nie sonde bewus te wees nie, maar Christus bewus te wees, is wat jou waarlik vrymaak. Jy kom na hom toe met jou heiligmaking en hy maak jou heilig. Okay, jy kan dit nie self doen. Jy moet die heeltyd op hom vertrou. Okay. Daar is nou geen veroordeling vir jou nie. En die vryheid wat tot jou beskikking is, en hier is iets waar ons ook 'n bietjie gesels het, en dis waarmee ek wil afeindig, né? Die vryheid wat tot jou beskikking is volmaak, né? Dit beteken in Christus lê die realiteit dat jy kan vry wees van bose vloeke op jou lewe, van die mag van sonde in jou lewe. Jy het jou vrygemaak om keuses te maak wat hom behaag. Dit beteken jy kan actually nou kies om jou vyand lief te hê. Hy gee jou die krag om daai keuses te kan maak, né? Hy maak jou vry om daai keuses te kan maak. Hy maak jou vry om te kan deel met jou seer en met jou stikkendheid in jou lewe. Hy maak jou vry van die leuns van die duiwel. Hy maak jou vry om ontslae te raak van jou routines wat jou bind en jou gedagtes wat jou bind, en hy maak jou vry even in jou, of selfs in jou finansies, maar is die potensiaal in Christus om jou vry te maak. En wanneer jy hom glo en hom vertrou, dan begin die Heilige Gees daai werk. En soos jy die Heilige Gees vertrou, begin daar goeders afbreek en goed begin reg word en goed begin herstel en goed begin weer opgebou word en goed begin vernuwe. Deur die Heilige Gees wat in jou is. Okay. En in hom is jy waarlik vry. Amen. Okay, julle. So mense, jou status is anderste. Dit begin by God eerste. Weet dat God se hart vir jou is baie mooi. Hy speel nie dobbelsteen. Okay. Jou status verander in die hofsaak van die hemel wanneer jy hom aanvaar. Jou tipe word anderste wanneer die Heilige Gees in jou gaan. Jy kan nie meer vir my sê 'n sondige natuur en dis hoekom jy hierdie goeders doen nie. Nee. Jy neig nou om die goed te wil doen wat God behaag. Okay? En jy is waarlik vry in die Here. So mense, ek wil vir jou aanmoedig, aanvaar die genade van Jesus Christus. En hierdie sonde sal nie vashou op jou hê. Jy sal vry wees. Jy sal nie sukkel met jou verhouding met die Here nie. Jy sal nie verwarring beleef met jou skepingsdoel
en jou identiteit nie. Jy sal nie vervreemd wees van jouself nie. Jy gaan jouself aanvaar en jy gaan confidence hê in jouself. Jy gaan gesonde verhoudings hê. Jy gaan 'n goeie rentmeester kan wees. Jy gaan nie gebind wees nie. En jy gaan die een wees wat die geregtigheid en die vrygewigheid gaan demonstreer in 'n wêreld waarin jy is. Amen. Amen. Ek daar is gou vinnig iets sê. Ja, en dan Dennis, jy kan maar so lank opkom. Die Here my vrygemaak het, ek 'n baie lang pad gestap met om my pa was baie streng en veroordelend oor ons, so ek was baie bang gewees vir die Here, so ek het baie gesukkel om verhouding met die Here te bou. Maar eventually hoe hy my vrygemaak het was, ek moes letterlik alles neerskryf, die Heilige Gees vra om wys my wat is daar wat nie van die Here is in my lewe. Want ek het neergeskryf, al die negatiewe goed, wat ek moet van repent. En toe het hy vir my gesê, vat daai ding, soos byvoorbeeld, ek haat hierdie persoon, of ek het uit my aan 'n ding herinner van jare terug, en ek moes daai ding voor die Here lê, en sê, Here, vergewe my van dit, dat die saad daarvan sterf, en dat die saad van, die positieve dan daar inplant, in daai gap, dan daar is. En so het my gevat, stukkie vir stukkie, en ek het die gevoelswerk. Ja, definitief. Voordat ek begin jou, Dennis, wat ek het gehoor, is daar enige vraag? So dan kyk, daar's baie gesê vir hom. Party van die goed was nogals diep geweest. Al aan die begin met die wêreldbeskouing, is nogals nie melkies daar, is nogals bietjie meer stytjies. Ek het 'n vraag, maar ek is bang vir nog 'n een. Okay, vraag geen vraag, miskien kan ek nog iets sê dan gee ek oor. Wat is jou vraag? Okay, so as jy anders sou te sê, as jy jou lewe vir die Here gee en jy besluit te doen 'n verandering. Dus hoe ek dit neergeskryf het is, en jy verander, hoe handhaaf jy 'n bekende omgewing, soos werk, skool, jou vriende, wat jy op die huidige oomblik doen, daar waar jy is, en jy verander, al daai goed verander nie. Hoe lewe jy saam met dit? Weet jy, dis 'n baie gekompliseerde vraag. Maar die groot ding is, ek vind jy weet dis Bouderbos. Ja. Hy het lang terug, toe hy tiener was, toe skryf hy 'n liedjie. En die liedjie se naam is Verander die wêreld deur by jouself te begin. En die groot ding is, wanneer jy verander, baie keer wat gebeur is, daai omgewing wat nie verander het, gaan jou begin vervolg. Verstaan jy? Daar gaan botsing wees, né? Ja, né? Ja. Daai het nog aan my kantoor gespeel. Ja, Presies. Ja. Ek het hom uitgespeel, nou sit hy in 'n datasentrum. En hy is die leier van alles. Ja. So dit is verandering. Ja. Weer dan weer. So wanneer hulle jou vervolg, dan moet jy dit sien as 'n absolute eer om vervolg te word vir die naam, vir elke naam, Christus. Wees 'n fool vir hom en laat die wêreld jou vervolg, maar hulle gaan vir jou uitwerk, hulle gaan vir jou looi, hulle gaan vir jou wil fire, hulle gaan jou wil hulle gees bots met jou. Jy was altyd die beste employee, maar nou is jy anders. Nou kan ons jou nie aanvaar nie, verstaan jy? Jy gaan 10 in jou lewe gaan moeiliker word. maar dis 'n teken dat die Here is waarlik